Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons eer die Here vir sy goedheid, sy genade en sy guns oor ons. Ons dank die Here dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons kan met sekerheid sê dit is die dag wat die Here gemaak het en ons kan daaroor juig. Ons kan daaroor bly wees en ek dink die groot rede waarom ons kan juig en bly wees is omdat ons weet dat die Here op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete. Die Bybel sê vir ons hy hou die hart van die koning in sy hand en hy lei dit soos 'n waterstroom net waarheen hy wil. En ons weet ook dat koninkryke kom en koninkryke gaan, maar die koninkryk van die Here sal ewig vas staan. En ons sien uit na daardie groot en deurligte dag, wanneer ons die Here in sy heerlikheid sal sien, soos hy is. Nou vriende, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeksie oordenkings wat handel oor Bybelse berading vir blywende verandering. Ek het vir u gesê, ons probeer so 'n bietjie die waarheid van God se woord onder u voete inbring, onder u voete instoot, sodat u ook kan sien dat ons in 'n tyd en 'n samelewing onsself bevind waar God se woord eenkant geskei word. Mense dink dit is uitgedateer en selfs binne die kerk van die Here Jesus is die meeste mense van oordeel dat God se woord nie regtig meer van toepassing is op die mens van die 21ste eeu nie. En ek wil vir u sê vriende, hulle is geweldig verkeerd en dwaal in hierdie opsig. Want God se woord is nou meer relevant as ooit in die verlede. As ons gaan kyk na die karakters in die Bybel en ons kyk na dit wat die Here vir ons opgeteken het onder leiding van die Heilige Gees, dan kom ons gou agter dat mense nog glad nie verander het nie. Ja, tye verander, omstandighede verander, tegnologie verander, maar die mens in sy wese, in sy hart, in sy murg en been bly presies dieselfde. En ag vriende, dis hier waar die sielkundiges en die psigiaters en die mediese inrigtinge groot slag geslaan het. Want u sien, dis ewe skielik die afgelope 120 jaar wat elke tweede Janrap in sy maat gediagnoseer word met een of ander afwyking, met een of ander syndroom, siekte, een of ander iets. Geen mediese toetse daarvoor nie, geen bloedtoetse geneem nie, geen MRI-scans gevat nie, maar mense word in inrigtings opgeneem, in sielkundige inrigtings, in psigiatriese inrigtings, mense word as siek gediagnoseer, terwyl hulle eintlik op die aarde niks mekeer nie, dis maar net emosies waardeur hulle gaan, dinge waarmee hulle worstel, en grootendeels, omdat hulle die God van hemel en aarde in hulle lewe nie erken nie, omdat hulle hom nie lief het nie, omdat hulle hom nie dien nie, omdat hulle hom nie volg nie, en daarom moet ons vanmôre weer kyk, in hierdie reeks, na die gedagte van neerslagtigheid, depressie, bipolêre depressie, maniese depressiewe mense, enogeen depressiewe mense, alles diagnose wat een en dieselfde ding eintlik vir ons uitbeeld, hier en daar 'n klemverskywing, om eintlik vir ons te sê, daar is 'n massa klomp mense in hierdie wêreld, wat nie kan cope met die lewe nie, wat nie kan deel met die uitdagings wat na hulle kant toe kom nie. En vriende, ek wil vir u sê, ek dink dis 'n leuen. As u nou 'n bietjie gaan kyk, en ek gaan vanmôre inleidend bietjie praat oor die hulpbronne, wat u kan vir u aanskaf en dit bietjie lees, dan gaan u agterkom, ons word mislei deur 'n samelewing, net soos COVID-19, ons mislei is deur mense wat geld na gejaag het, en eintlik vir ons hierdie ding so geweldig opgeblaas het, dat ons in vrees geleef het, en vandag kom al die leuns na vore, en ons dink by onsself, en ons kyk terug, en ons dink by onsself, hoe kon ons so mislei gewees het? Presies dieselfde wanneer dit kom by hierdie sielkundige diagnoses, of hierdie dinge wat hulle vir ons sê, eintlik met ons aan die gang is, wat glad nie eintlik deel van ons lewe behoort te wees, of op 'n manier deel van die diagnose moet wees nie. En daarom gaan ons bietjie kyk, daar is 'n skitterende hulpbron, vriende, wat ek vir u wil vra om aan te koop. Nou wil ek net vir u noem, u kan gaan kyk op Amazon, u kan gaan kyk op Good Neighbor se webtuiste, op Augustine Boekwinkel se webtuiste, en u kan vir u van hierdie boeke of DVD's aanskaf, en ek kan vir u waarborg, dit gaan vir u wêrelde oopmaak. Ek dink u gaan met 'n nuwe oog kyk na al hierdie sogenaamde diagnoses en al hierdie sogenaamde siek mense, in aanhalingstekens wat eintlik niks mekeer nie. U gaan agterkom waarom die klinieke besig is om soos parastoele op te rys, en mense word in klinieke gedruk en op medikasie geplaas en lewenslang so gehou, en die mense maak miljoene en biljoene dollars en rande elke jaar uit hierdie industrie. Want u sien, dit is die probleem van ons tyd. Ons mense word mislei om die bos gelei, en grootendeels omdat hulle die waarheid van God se woord nie onder hulle voete het nie. So kom ons kyk gou na 'n paar van hierdie hulpbronne. Dis ons inleidende gedagte vanmôre. Ons sal môre 'n bietjie aangaan, bietjie praat oor die gedagte van neerslagtigheid, depressie, bipolêre depressie ensovoorts. Nou vriende, een van die skitterende hulpbronne is Will Medicine Stop the Pain? Dit is geskryf deur Elise M. Fitzpatrick en Laura Hendrickson. Baie besondere boek, en die subopskrif is Finding God's Healing for Depression, Anxiety and Other Troubling Emotions. Hierin sal hulle vir jou baie duidelik wys ook dat medisyne nie die pyn kan stop nie.
Emosionele probleme kan nie met medikasie aangespreek word nie. Vriende, as ons na die mediese wetenskap gaan, dank ons die Here vir hulle. En ons weet as ons arm gebreek word, het ons 'n dokter nodig, nie 'n sielkundige nie. Maar vriende, wanneer dit kom by ons innerlike, het ons God nodig en nie 'n pil nie, nie 'n voorskrif nie. En daarom is dit noodsaaklik dat ons hierdie boek sal lees en bietjie sal sien hoe hierdie mense ons Bybels begelei oor die gedagte Will Medicine Stop the Pain. Dan is daar die baie besondere DVD wat gemaak is. Dis 'n dokumentêr, Making a Killing, en dit is the untold story of psychotropic drugging. Dit gaan oor medikasie wat gegee word vir mense en hoe hierdie medikasie hulle lewens vernietig. Vriende, baie van ons jong kinders is op Ritalin of Risperdal. Hulle word op skool alreeds gediagnoseer met een of ander ADHD afwyking, word op medikasie geplaas en soos hulle deur hulle skoolloopbaan gaan, raak hulle afhanklik van hierdie medikasie, gaan uit skool, gebruik nie meer die medikasie nie of is laks om dit te gebruik en ewe skielik is daar gevolge waar hulle selfmoord probeer pleeg en eindelik het ons maar van hulle zombies gemaak. So kyk hierdie dokumentêr is nie gemaak deur die kerk nie, dis nie gemaak deur Christen mense nie, dis deur sekulêre mense gemaak wat vir ons die waarskuwing laat uitpasyn dat hierdie eindelik 'n geldmaak skema is waarmee ons besig is. Ons praat hier van die uitsondering op die reël waar mense werklik een of ander in 'n ongeluk was en een of ander skade op die brein gekry het of een of ander iets wat gebeur het. Ons praat nie van die uitsondering op die reël, ons praat van die reël. Van elke tweede Janrap in sy maat wat op medikasie geplaas word, terwyl hulle eintlik niks bekeer nie. Daar is 'n boek wat geskryf is deur Dr. J. Adams, Christian Counselor's Manual, baie besondere boek, vriende, waar daar ook gevalle studies is, beradingssessies wat hy hanteer het met mense wat soortgelyke probleme het wat ek en jy mee te doen kry, en hoe hy ook hulle beraad het en Bybels begelei het om dan die oplossings te kry. Dr. Jill James het 'n boek geskryf, 'n Quick Reference Guide for Biblical Counselors, 'n baie besondere boek wat vir ons mooi inleidende gedagtes gee, en baie van hierdie inligting gebruik ek ook in my oggendoordenkings, en u kan dit ook bekom dan by hulle self. En dan is daar 'n boek, Dr. Marshall en Mary Asher. Nou, Mary het 'n graad in psigiatrie, en hulle het die boek geskryf, The Christian's Guide to Psychological Terms. Nou, dit is 'n boek, vriende, waar aan die linkerkant die diagnose van die sielkundige is, en aan die regterkant wat die Bybel daaroor sê. Baie besondere boek, en as u meer inligting daaroor wil bekom, is u baie welkom. Ons gaan dit op ons webtuiste plaas, en ek sal dit ook op ons oordenkingsgroepie plaas, dat u kan sien hoe lyk die boeke, waarvoor u kan uitkyk, en hoe u ook dan hierdie waarhede kan lees, kan bestudeer, en hoe dit vir u dan ook onder u voete ingebring kan word, om standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig te wees in die Here en in sy werk. Nou vriende, ek wil net so ietsie noem oor neerslagtigheid, depressie, bipolêre depressie ensovoorts. Nou, die meeste van ons dink aan hierdie sake, en ons dink aan mense wat heeldag rondloop met 'n lang gesig, hulle kan die lewe nie in die oë kyk nie, hulle dink heeldag aan selfmoord, en hulle dreig met selfmoord, en vriende, dis nie noodwendig so nie. Daar is baie mense wat sterk en, of kom ek sê eerder, geweldig depressief is, en jy weet dit nie eens regtig nie. Kom ons dink maar aan die baie bekende komediant en akteur, Robin Williams. Nou, ek dink die meeste van u weet van hom, vir dekades hy mense laat skaterlag met sy rolprente wat hy gemaak het, en daar word geskryf hy het op ouderdom 63, dis nou 'n rukkie terug, het hy selfmoord gepleeg, na baie lang stryd met depressie, en dan ook verslawings. Maar baie interessant is, met die nadoodse ondersoek, is daar die antidepressant metazapine in sy bloed gevind. En ek het 'n bietjie gaan lees oor hierdie antidepressant metazapine. En op hulle webtuise staan die volgende: Thoughts of harming yourself may increase if you have depression and start taking metazapine. Baie interessant is, hierdie man het alreeds depressie. Hy laat ander mense skaterlag, so hy probeer wegsteek wat in sy hart aan die gang is. Hulle plaas hom op 'n medikasie wat alreeds hierdie neigings wat hy het, net aanwakker. En wat gebeur? Hy pleeg selfmoord, en die medici trek hulle skouers op, en die sielkundiges en die psigiaters trek hulle skouers op, en so sterf hulle, vriende, by die dosyne. Die afgelope 2-3 weke het ek met 2-3 gevalle te doen gekry waar mense deur hierdie medikasie, dit was 'n direkte gevolg vir hulle siekte en hulle dood later. En daarom wil ek vanmôre vir u sê, ons speel nie nou met kinderspeletjies hier, of ons is nie besig met kinderspeletjies nie. Ons is besig met ernstige dinge. Ons is besig om te kyk na 'n stelsel wat besig is om mense te vernietig, terwyl hulle die woord van God afmaak as uitgedateer, as niks seggend, as ag, wie stel belang nog in die Bybel.
Ek wil vanmôre vir u sê, God se woord staan ewig vas en waar. God het antwoorde vir my en jou lewensprobleme. Hy het antwoorde vir ons emosionele probleme, vir ons huweliksprobleme, vir die probleme by ons werk en vir ons sondeprobleem bo alles. Want u sien, sonde is een van die grootste redes waarom ons al hoe verder wegsink in ons ellende, want ons gewete kla ons aan. En soos ons gewete ons aankla, is ons besig om 'n ander sonde te doen om hierdie gewete stil te kry. En een ding lei na 'n ander ding, soveel sodat ek op 'n punt kom van uitbranding, 'n punt kom van moedeloosheid, 'n punt van ineenstorting en ek sê ek kan nie meer aangaan nie. En dan is die medisyne daar om te sê, kom ons sit jou op medikasie, kom ons sit jou in 'n kliniek, ons behandel jou vir 2 weke, elke jaar vir 'n week of 2 en vriende, die gevolge raak net legio. Daarom is die gebed van my hart dat u saam met my deur hierdie proses sal gaan en dat ons die waarheid van God se woord sal sien en ook so die Here sal verheerlik. Mag die Here genade gee en mag die Here vir my wysheid gee vir u om dan ook hierdie waarhede te verstaan tot eer van sy naam. Groete vir u. Mooi dag verder, Tara.